Misleiding nommer 17. Dit is die finale praatjie wat ek gaan hê oor die onderwerp die misleiding van die Christelike teologie. Hoe hulle die mens mislei van die waarheid van die woord van Jehovah om die teologie van die Christelike kerk te volg. Hierdie leen van die Christelike kerk is om voor te gee in hierdie praatjie dat die Nuwe Testament nie in Hebreërs of Aramees geskryf is nie, maar in Grieks. En dit is nie waar nie, want die woord van Jehovah is geskryf vir sy kinders Israel. En ons gaan dit bewys in hierdie praatjie. Hierdie kom van mense wat nie die gebooie onderhou van ons Hemelse Vader nie, en ook nie die voorbeeld van ons Messias volg, wat ons vertel word om te doen nie. Hulle het sy heilige naam verander, sy sabbat verander, die skriftelike feeste verander, besnydenis weggeneem, reinkosse afgeskaf. En dan vervang hulle dit met kerktradisies, wat ons Messias nooit gedoen het nie. En dan sê hulle, ons moet die voorbeeld van ons Messias volg. Alles net leuns. Nou, waar ons vandag na gaan kyk is dat die woord van ons Hemelse Vader is uitsluitlik bedoel vir die Hebreër. En wat ek hiermee bedoel is dat jy moet 'n Israelite wees of 'n Hebreër wees om die woord van Jehovah te ontvang en te kan verstaan. As jy nie 'n Hebreër of 'n Israelite is nie, maar 'n Christen, dan volg jy die Messias van die kerk, nie die Messias van die Bybel nie. As jy gered wil word, moet jy Israel word. En gaan lees gerus in Romeine 11, waar dit praat van dat jy moet engrafted into the vine of Yahusha. Jy moet ingeënt word in die waarheid van Yahusha. Dan is jy Israel. Israel is nie 'n nasie of 'n volk nie, dit is kinders van Jehovah. Enige iemand kan die waarheid ontvang. Goed, nou begin ons met die woord van Jehovah is duidelik, dat sy woord is slegs vir die kinders van Israel, en ons gaan na skrifgedeeltes kyk, van Genesis tot Openbaring, waar hy dit baie duidelik stel. Maar eers wil ek net hierdie noem, 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. All scripture is breathed out by Elohim, and profitable for teaching, for reproof, for setting straight, for instruction in righteousness, that the man of Elohim might be fitted, equipped for every good work. So die kerk glo dat die Ou Testament of die Tanakh is in Hebreërs geskryf, maar die Nuwe Testament in Grieks, wat nie die geval is nie. Maar hierdie vers sê in die Nuwe Testament of in die hernuide verbond, all scripture is breathed out by Elohim. Met ander woorde, nie net die Nuwe Testament vir die Christene en die Ou Testament vir die Jode nie. Dit is glad nie die geval nie. Die waarheid is dat die geïnspireerde woord van Jehovah in Hebreëus en Aramees geskryf is vir die Hebreërs of vir die kinders van Israel. Van die eerste verbond of die Tanakh tot die hernuide verbond einde van Openbaring. Die vertaling is dan gemaak na Grieks en na Latyns en wat probleme veroorsaak het, wat die begrip van die woord van ons Hemelse Vader verander het om aan te pas of in te pas met die teologie van die kerk. En dit het ek nou verduidelik in die video's in hierdie praatjie, misleiding. Goed, die volgende vers wat ons na kyk is, in Exodus 5 vers 3, sê Jehovah baie duidelik, and they said, the Elohim of the Hebrews has met with us. Die Vader of die God van die Hebreërs, nie van Christene van ander nasies nie, maar van die Hebreërs. Hebreërs beteken om te cross over. Ons gaan 'n bietjie later verder kyk daarna. Abraham, die vader van alle nasies, was ook 'n Hebreër.
Ons lees in Genesis 14 vers 13. And one who had escaped came and informed Abram the Hebrew. In die tyd van die ballingskap van die huis van Jehuda na Babylon, het die Arameese taal binne die Jehudim gemeenskap ontwikkel. So is beide Hebreeus en Aramees gepraat in daai tyd. Ons lees in Isaiah 36 vers 11. And Eliakim, Shebna and Joah said to Rabshakeh, please speak to your servants in Aramaic, for we understand it, and do not speak to us in the language of Yehuda, wat Hebreërs is, in the hearing of the people who are on the wall. So hier is daar baie duidelik genoem Hebreërs en Aramees. Die volgende ene is, wat ons nou kyk is, ons Messias was 'n Hebreër, die koning van die Jode. Matthew 27:37, and they put up over his head the written charge against him. This is Yahusha, the sovereign of the Yehudim. Yahusha Messias het slegs gekom vir die verlore skape van die huis van Israel. Luister mooi daarna. Yahusha het net gekom vir die verlore skape van die huis van Israel. Matteus 15 vers 24. And he answering said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. So wat het Christene daarmee te doen? Die feit dat Christene die verlore skape van Israel kan wees. Die twee huise, gaan kyk gerus daarna, wanneer ek daaroor praat, op 'n ander video. Volgende ene. Yahusha Messias het met Saul, of Paulus, in Hebreeus vanuit die hemel gepraat. Dis nou in die Nuwe Testament, die hernieuwde verbond. Yahusha sê die volgende. And when he had fallen to the ground, I heard a voice speaking to me, saying, in the Hebrew language, Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the prods. So Yahusha die Nuwe Testament in Grieks gedoen het, waarom het hy in Hebreeus gepraat? Saul, of Paul, wat die meeste van die hernieuwde verbond geskryf het ook Hebreeus gepraat en was 'n Hebreër. Handelinge 22 vers 2 en 3. And when they heard that he spoke to them in the Hebrew language, they kept greater silence, and he said, I am indeed a Yehudite, having been born in Tarsus. Die disciples was verteenwoordigers van die 12 stamme van Israel. Handelinge 26 vers 7. To which our 12 tribes, earnestly serving Elohim night and day, expect to attain. Concerning this expectation, O sovereign Agrippa, I am accused by the Yehudim. Die evangelie, die goeie boodskap, was vir die 12 stamme van Israel. Handelinge 10 vers 36. He sent word to the children of Israel, bringing the good news, peace through Yahusha Messiah, he is master of all. James 1 vers 1. Jacob, a servant of Elohim and of the master Yahusha Messiah, to the 12 tribes who are in dispersion. Greetings. Beide die verse baie duidelik dat die goeie nuus, die boodskap of die evangelie is vir die 12 stamme van die kinders van Israel. Hier is 'n baie interessante ene. Ons saligmaking kom van die Jode. Johannes 4 vers 22. You worship what you do not know. We worship what we know, because the deliverance is of the Yehudim. En as jy meer wil weet van daai vers, gaan kyk na die naam, die video wat ek gepraat het oor die name van ons Hemelse Vader en van Yahusha. Die naam wat the knowledge, the key of knowledge, die sleutel van kennis. Nou, met al die bogenoemde in gedagte, daar is net poorte vir die 12 stamme van die kinders van Israel. In die boeke van Openbaring praat Jehovah van sy, wanneer hy kom, Yahusha gaan terugkom, en wanneer ons vir ewig gaan spandeer met Jehovah, dat daar is net 12 poorte vir die kinders van Israel.
Niks vir Christene nie, niks vir heidene nie, niks vir enige ander geloof nie. Openbaring 21 vers 12. And having a great high wall, having 12 gates, and at the gates 12 messengers, and the names written on them, which are of those of the 12 tribes of the children of Israel. So, toe ek net genoem het van dat Hebreëus beteken om te oorkom, Jehovah verwag dat die wat nie glo nie, wat hom wil dien, sal oorkom van die wêreld na hom toe. Luister, hier is 'n baie mooi stukkie waar hy dit baie mooi verduidelik. 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 18. Do not become unevenly yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness and lawlessness? And what fellowship has light with darkness? Dis 'n baie belangrike vers. Jehovah sê, do not become unevenly yoked with unbelievers. En dan verwys hy na believers, righteousness, unbelievers, lawlessness. Die Christen is lawless, want hulle onthou nie die gebooie van Jehovah nie. Vers 15. In what agreement has Messiah with B? Or what part does a believer have with an unbeliever? And what union has the dwelling place of Elohim with idols? For you are a dwelling place of the living Elohim, as Elohim has said, I shall dwell in them and walk among them, and shall be their Elohim, and they shall be my people. How awesome is that? That is absolutely amazing. So wonderlik. Vers 17. Therefore, come out from among them and be separate, says Jehovah, and do not touch what is unclean, and I shall receive you. Met ander woorde, word Hebreërs, word Israel. Dis wat hy van ons verwag. En dan vers 18, and I shall be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says Jehovah the Almighty. Jehovah verwag van ons om sy woord te onderhou, soos hy dit vir ons gegee het. Nie die teologie van die kerk nie. As jy sy gebooie onderhou, dan onderhou jy sy feeste, en jy noem hom by sy heilige naam, en jy hou sy Sabbatdag, dan is jy Hebreërs, dan is jy Israel. Luister mooi na die volgende wat Jehovah sê. Wie is Israel? Die volgende geld nie vir die Christen, vir die heiden of die ongelowige nie. Slegs aan die kinders van Israel. Romeine 9 vers 4 en 5. Who are the children of Israel? To whom is the adoption, and the esteem, and the covenants, and the giving of the Torah, and the worship, and the promises? Whose are the fathers, and from whom is the Messiah, according to the flesh, who is over all Elohim blessed forever? So wie is Israel? Israel is die wat die kinders van Jehovah is, wat die adoption is, wat die esteem is, die covenants ontvang, die giving of the Torah ontvang, die worship wat jy bring is aan ons Vader, en jy ontvang die beloftes van hom. Hulle is Israel. Israel is die afstammelinge van Jakob, die saad van Abraham. 2 Korintiërs 11 vers 22 en 23. Are they Hebrews? So am I. Are they of Israel? So am I. Are they the seed of Abraham? So am I. Are they the servants of Messiah? Kan julle sien? Die dienaars van ons Messias Yeshua is Hebrews, is Israel en die saad van Abraham. Israel is die dienaars van Yeshua Messias. Om die Christelike geloofswette en tradisies te behou, dink jy dit is wat die Messias gesê het? Wel, dit is nie die geval nie, want hy sê die volgende in Johannes 15 vers 10 en 11. If you guard my commands, you shall stay in my love, even as I have guarded my Father's commands, and stay in his love. These words I have spoken to you, so that my joy might be in you, and your joy might be complete. Nou hier is woorde van ons hemelse Vader, en jy moet nou baie mooi luister. Wie hy sê, het hy begrip gegee van sy heilige woord. Psalm 147 vers 19 en 20. Declaring his word to Jacob, his laws
and his right rulings to Israel. That's it. Vers 20. He has not done so with any nation, and they have not known his right rulings. Praise Jah. So, net Israel het die begrip ontvang, en geen ander nasie het nie. Hulle het nie Jehovah se righteousness verstaan nie. So die gevolgtrekking is, moenie toelaat dat mense vir jou leuns voorskryf van jou pastoor se tafel nie. Want hulle ken nie Jehovah nie. Jehovah sê die volgende: And by this we know that we know him, if we guard his commands. The one who says, I know him, and does not guard his commands, is a liar, and the truth is not in him. Met ander woorde, elke Christen wat dink, hulle ken ons hemelse Vader, maar nie sy gebooie onderhou nie, ken hom nie. Dit is van die Vader se mond hierdie. En dan die konklusie of die gevolgtrekking van alles wat ek julle nou gedeel het in hierdie misleiding. Ecclesiastes 12 verse 13. Let us hear the conclusion of the entire matter. Fear Elohim and guard his commands. For this applies to all mankind. Hallelujah.